Rosarie se Kama eenkant diep in die bos gourmet restaurant. Episode 3. Rosarie se aankope en begroting. Dit is Vrydagmiddag in die bos en Rosarie sê vir almal agter die kamera. Dit is nou veronderstel om ons te wees wat hopelik na haar kanaal gaan kyk en na haar nuwe audioboek oor kos sal wil luister. Sy sê: "My naam is Rosarie Hartman. Welkom by my nuwe YouTube kanaal waar ek met die behulp van julle saamkykmaters gaan probeer om uit te kom met dit wat nou in my kos en yskas is. My vriendin Thelma het my uitgedaag om 'n koskas met 25 tot 30 items te begin en dit moet onder R1000 kos." Gesels Rosarie met haar selfoon se kamera waar hy nou op sy spesiale stokkie vir haar staan en kyk. Thelma noem my mos mevrou Gourmet, want ek hou van mooi en lekker kos. Nou ja, uitdaging aanvaar. Ek is toe vanoggend winkels toe en het R1000 getrek om nie die begroting te oorskry nie. En terwyl ek in die winkel was, het ek ook foto's geneem om vir julle te wys wat ek gekoop het en wat dit alles kos. Hierdie is 'n splinternuwe YouTube kanaal en audioboek met lekker kosresepte en etes vir ouens soos ek, wat enkellopend en vrekarm is in Suid-Afrika. Hoekom? Want Thelma het gesê dat ek nie in staat sal wees om soos my vriendinne met 'n sassa begroting uit te kom nie. Sy sê my kos is meesal te fancy. Wel, net vir haar inligting. Ek het ook nie 'n onbeperkte begroting nie. En as iemand vir my sê, kom uit met 'n sekere bedrag, dan sal ek dit maak werk. Al moet ek honger ly. Gelukkig is ek nie 'n baie groot vleiseter nie, maar ek hou van my choppie en ek braai soms, al is dit net vir myself. Ek eet in elk geval byna nooit uit nie, want uit eet byt 'n enorme hap uit enige mense begroting. By die Spar, waar ek van nou af gaan koop, stap jy heel eerste by die vars vrugte, groente en ander produkte verby. En daar beland toe heel eerste in my trolley wortels, eie, tomaties en aardappels. Nie die grootste sakke, nee. Ek is mos alleen. Ek wou kruieplantjies ook gekoop het, maar ek sal eers die hok onder se sifdraad moet herstel. In Pretoria het ek altyd eetbare plantjies gehad, 'n verskeidenheid kruie, sowel as sitrusie en paprika. Ek koop toe sommer piesangs en hartjies ook, maar ek los eers die pomelo's. My begroting gaan beslis nie klop daarmee ook nie. Links van my sien ek iets wat ek moet neem. Slaat my dood as jy nie met my saamstem nie. Maalvleismaker. Dit kos R17 en ek gebruik so teeleveel daarvan op 'n slag, want ek maak nie baie maalvleis op 'n slag gaar nie. Ek rek dit met 'n lang sous. Maar met hierdie uitdaging sal ek dalk nog minder daarvan gebruik. Ek braai eers 'n ui en rasper minstens 1 wortel daarby. Ons sal later by die resepte uitkom. My volgende aankoop in hierdie gang is eiers. Ek koop vandag 'n pak met 18 eiers in. Proteïene vir 9 of selfs meer dae. As daar geld oor is, sal ek iewers in die maand terugkom vir nog eiers. Eiers is mos dikwels 'n noodsaaklike bestanddeel vir etes soos gebraaide rys ensovoorts. As jy meer eiers op 'n slag kan koop, goed vir jou, dan kan jy dit maar eet. Agter in die winkel, langlewe melk. Spar se eie maak se 2 liter melk hou baie lank in die yskas. Ek koop volroom. Dit is 'n klein bietjie duurder as die ander vars melk hier op die rak. Maar wanneer dit op 'n spesiale aanbod is dit goedkoper as die langlewe melk en dit hou net so lank in 'n yskas. Ek draai links op in die gang. Kookolie. Daar is 'n spesiale aanbod op die 2 liter bottel, al gaan dit my vir 'n maand of langer hou. Ek weet ander olies soos avokado en olyf is gesonder as sonneblom. Maar met 'n begroting van minder as R1000, sal ek nie eens na die ander olies kyk nie. Ek kom by die rys. Rys is 'n moet. Dit is vandag op special, R29 vir 2 kg rys. Rys is die basiese bestanddeel van baie geregte en baie maaltye vir my. Mense is geneig om te veel rys op 'n slaggaar te maak.
Met 'n half koppie kook ek amper te veel vir my, maar dit is goed vir geregte soos gebraaide rys, biryani, paella en selfs saam met 'n curry gereg. Julle moet weet, in Madagaskar is daar mense wat oorleef op slegs 'n handjie vol rys per dag. Self-raising flour. Ek koop nooit gewone koekmeel nie. Hier is reeds bakpoeier in en dit werk lekker vir pannekoeke, ook om te vul soos wraps, plaatkoekies en selfs as die basiese bestanddeel vir souse. Ek maak my eie witsous daarmee, gebruik het in melkkos en dan maak ek my eie naanbroodjies. Mieliemeel. Julle sal nie glo wat maak ek alles met mieliemeel nie. Voor die uitdaging het ek soms Iwisa se quick and easy pap gekook. 50 gram is vir my genoeg vir 'n ontbytporsie. Maar as ek nou mieliepap gaan maak, is dit met die grower braaimeel. Mieliepap is in elk geval lekker saam met enige stowwe geregte. Dink aan 'n vleisie met genoeg vet om 'n lang sous te maak. Ek word skoon honger. Ek sit oats in my trolley. Hopelik bly dit nog binne my begrotingsuitdaging. Vir een persoon gebruik ek 'n klein blikbekertjie maat. Hierdie sal item 12 op my lysie wees. Ek wil dit nie graag los nie, maar as dit te veel raak, sal ek dit terugbring as ek die R1000 gaan oorskry. Pasta. Saam met ander stysels is pasta ruggraatkos. Pasta, meel, aardappels. As jy tomaties en eie en sitrussies goedkoop kan kry, dan maak jy jou eie souse om oor die pastas te gebruik en jy vries dit. Ek het 'n klein vrieshokkie en dit is steeds die moeite werd. As jy kyk hoe die Italianers regtig eet, kom jy agter, daar is heel wat souse met min vleis in. Pasta is amper 'n dis op sy eie, as jy kruie en speserye oorgooi. En dit bring ons by die souse, soppe en rekkosse. Ek eet dikwels in die aande pakkies sop, kap is soep, maar vergeet van daardie boksies met 4 in. Spar het vandag 'n spesiale aanbod van 5 pakkies. Dit gaan my nogal help met hierdie uitdaging. In plaas van 'n sakkie per persoon, gaan ek die pakkies in 2 deel en met elke halwe pakkie kan ek 2 koppies sop maak. Soppe werk ook lekker as 'n basiese sous. Ek skep byvoorbeeld 'n eetlepel uit en meng dit met water en vleissouse. As ek sampioensop koop, maak ek my eie pepersouse ensovoorts. En as tomaties uit die hemel val, maak ek my eie sheba. Maar vir nou sal ek 2 van hierdie blikkies souse ook koop. Ek gebruik so 1/3 op 'n keer en sit bietjie knoffel by, selfs Italiaanse speserye. Die blikkies is ook op spesiale aanbod vandag. Hierdie kom in elk geval uit my vorige bedeling, maar ons het 'n klein kruietuintjie, waarin ek basiliekruid, roosmaryn, knoffel en selfs eie wat uitgeloop het laat groei het. Ek gebruik ook graag die eie-lowwe. Volgende sit ek gewone yoghurt in die trolley, vol room, niks bygevoeg nie. Jy kan dit oor vrugte skep, oor pasta gebruik, 'n lekker vulsel kamasuroom vir jou broek en baadjie aardappels, met eie-lowwe, spreedeie en petersilie gemeng. 'n Skeppie oor jou spaghetti bolognese, meng met mayonnaise, as jy so iets in jou yskas het. As ek soms roomkaas koop, kies ek die duurder een, maar ek gaan dit nie nou koop nie. Ek is mos op hierdie missie. Maar dan verdien ek daardie lekker kaas met die yoghurt, versmeere of doopsous, maar nie hierdie ronde nie. Bone en tomatiesous. Ek eet dit soms net so as 'n bykos. Gewoonlik net 'n paar skeppies. Die res sal ek vries in bakkies. Dan gebruik ek dit vir chili con carne, saam met 'n handvol maalvleis, gerasperde wortels weer eens en vars risse. Maar vereers hardloop ek terug na die curry poeier. Daar is klein sakkies vir R5, boksies onder R20. Ek vat 'n boksie. Nou ja, en skielik is ek by die kwessie van koffie. Ek kan nie daarsonder leef nie. As ek geld het, koop ek die duurder bottel of pak, nie die koffie nie. Mense vra dikwels wat om vir iemand te gee wat ouer is en alles het. My voorstel is, gee vir hulle 'n bottel goeie koffie, as hulle van koffie hou. Met my nuwe begroting sal ek nie vandag tee koop nie, maar ek moet bieg. Daar is nog 'n paar sakkies tee in die houer wat ek van Pretoria af saamgebring het. So ek koop maar 'n koffie sakkie.
Suiker. Ek koop gewoonlik 500 gram suiker en kom daarmee uit. Maar hier is 'n kilogram sakkie op 'n spesiale aanbod en ek koop dit vandag. Bruinsuiker. Brood. Ek is 'n groot broodeter en die margarien wat ek koop is stolk, niks anders nie. Dit smaak lekkerder as die meeste ander margariens en maak nie so wit melkerigheid as ek dit in die groente wil sit nie. Gevriesde groente. Die goedkoopste een is ook die een wat ek gewoonlik kies en koop. Dan kan ek inkyk in die pakkie, want dit skyn deur, om te sien in watter toestand die produk is, of het nie tevore ontvries en weer gevries is nie, want dit, dan sit jy met sulke kleurlose klonte van groente in die pak. Vleis. 'n pakkie ham vir R25, en nou moet ek mooi kyk wat ek verder wil inlaai, want ek het reeds 23 items in my trolley. Ek kyk na enigiets wat onder 100 kg per kilogram kos, R100 per kilogram. Ek koop maalvleis, ek deel elke pakkie in elk geval in 2, 3 of 4. Hoender goulash, vandag koop ek nie stukke nie, ek vermy vleis met te veel bene in. Dit is dalk goedkoper, maar jy koop duurder. Deel dit ook in 2 of 3, want ek gebruik klein porsies hoender saam met my rysgeregte. Wors, 'n klein pakkie, ek deel dit in minstens 4 keer se eet. Dink aan daardie voortrekkerliedjie, dis net 'n worsie, ander 'n half duimpie, boop is snytjie, okay. Prima rib is vandag op 'n spesiale aanbod, 2 groot stukke vir onder R80, R99 'n kilogram. Ek gaan dit ook opdeel in baie etes, 'n paar stukkies om te braai, party soos daai in die bene, gaan gerekke regte met 'n lang sous en vleisie maak afgekook. Met die uitstap, bel Rosarie vir Thelma. Ek het toe 27 items in my trolley. Moet ek iets terugsit? En wat? Of kan ek dit maar hou? Want dit het alles onder R1000 gekos. Regtig. Hou maar, sug Thelma. Maar dit moet beslis onder R1000 gekos het. Terwyl sy uitstap na haar kar toe, lui haar selfoon weer. Dit is Thelma wat gevra het. Nou waar is jou skoonmaakmiddels? Wil sy kwaai weet. Moes ek dit ook met my begroting gekoop het? Nee, nie jy nie, maar die meeste mense op Sassa is veronderstel om dit te doen. Vra 'n bietjie daar op jou nuwe kanaal, wat ander mense koop, op hulle Sassa begroting, en dan vra jy wat hulle gaar maak en hoe hulle leef. Maar dis presies wat ek wil doen, dis hoekom ek die kanaal begin het. En daarmee, dames en here, vriende op hierdie YouTube luisterkanaal van Arm Wees en uitkom op 'n begroting, vra ek nou vir julle, sê Rosarie, hoe groot is julle begroting en wat eet julle? Hoe maak julle vir julle self lekker kos? Rosarie skakel haar selfoon af. Sy plaas haar video op haar nuwe YouTube kanaal. Daar is 'n paar goedjies in haar piknik yskassie en kosboksie wat sy van Pretoria af saamgebring het. 'n bottel beet, mayonnaise, tomatiesous, bladjang, asyn, kaas, sout en peper en rooi peper, kruie en maalvleis speserye. Moet sy skuldig voel, omdat sy dit nie verklaar het teenoor Thelma nie? Nee, besluit sy. Hier is heel wat items wat sy vandag gekoop het, wat gaan oorbly tot volgende maand. Haar tomatiesous en bladjang is al byna 3 maande oud, en sy hou dit in die yskas. Dit word nie sommer sleg nie. Party van haar meel en pasta goeders gaan ook oorstaan tot volgende maand, want sy gebruik mos elke keer net klein hoeveelhede. En nou moet Rosarie net begin om haar resepte ook neer te skryf, en dit wat sy elke dag eet. En daar beloof sy om haar luistermaats op hoogte te hou, as julle haar ook op hoogte sal hou van wat julle eet. Maar kos is nie al wat Rosarie vandag op haar spyskaart het nie. Sy pak haar kruideniersware weg en gaan haal die rol voeltjiedraad uit om haar kuierdok hok daar onder die huis se gate te herstel. Ja nee, so gou as wat sy kan, wil sy met haar kruie tuintjie hieronder ook begin, en sy soek nie diere wat saam eet nie. Word vervolg.